Goeiemôre. Goeiemôre. Voel julle warm vandag? Dis koud, nee. Maar dit is warm. Ja, dit gaan warm wees vandag. Voel jy nie die gees van God hierso nie? Voel jy nie sy teenwoordigheid hierso vandag nie? As jy nie voel nie, sê van kom nou. Heilige Gees, kom nou. Kom vul my vandag. Amen. So ek wil net gou vinnig iets doen soos ons rekord nou en Anne-Marie wat nie kerk toe kom nie, luister na die recording. So ek wil net vir haar sê baie geluk met haar verjaarsdag vandag. En mag sy net 'n geseënde tyd hê en dat sy net die Here se teenwoordigheid voel. Sy is nie baie keer in die kerk nie as gevolg van 'n kondisie, maar ons sê vir haar baie dankie vir wat sy doen vir die gemeente en ook dat sy ook altyd net so betroubaar is. So dankie Anne-Marie as jy nou luister na hierdie preek. Ja, hande klap asseblief. So, ons is gaan besig wees met 'n preekreeks soos 'n boom. Dit klink vreeslik. Maar dit kom uit die inspirasie van Psalm 1, Psalm 1 vers 3 wat vir ons sê, soos 'n boom geplant by waterstroom. Maar voor ons seisoen toe gaan, wil ek net gou vir julle vra, wat is julle gunsteling seisoen van die jaar? Somer, winter, lente, herfs. Dit is almal verskillende seisoene wat ons van hou. Soos waar mense van winter hou nie, want dit is te koud. Ek hou van winter. Dit is koud. Ek weet dit is koud. Maar wat lekker vir my is, ek hou van die goudvelde van die Vrystaat. En ek hou van die mooi wit Meluti-berge wat ons kan sien. En ek hou baie van dat daar nie muskiete is en vlees. Dit is een van die grootste goeie hoekom ek van winter hou. Want my jette, ek is nie baie lief om warm te word nie, en ek is ook nie baie lief vir vlee en muskiete nie. Ek weet nie van julle nie, maar as lente kom, dan is daar 'n ander storie wat begin. So soms gebruik God ook baie keer seisoene in die lewe, soos ons baie keer van winter hou of somer hou of in herfs hou en party van nie van ander seisoene hou nie, is daar seisoene in ons lewens wat ons van gaan hou en wat ons nie van gaan hou nie. Maar dan gaan ons nou weer by die skrif kom en asseblief op die bord net kom en ek wil net vol lees is van But who delights in the law of the Lord, is die woord van God, and who meditates on his law day and night. Dit wat hy hele tyd om lees, of hele tyd oorlees en in hulle hart bære, that person, jy die persoon, is soos 'n boom, wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrug dra, en waarvan die blare nie verdroog nie, hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Amen. Julle gehoor wat ek sê. Jy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is. Hoekom is jy 'n boom? Want jy luister na die woord van God, jy bepeins dit, is die mooi Afrikaanse woord, jy lees dit, jy bære dit in jou hart, en jy maak dit deel van jou lewe, en dan sê God vir ons, jy is soos 'n boom. Daar is baie skrifte wat vir ons wys, dat ons soos 'n boom vergelyk word, dat ons vergelyk word soos dat jy gaan die boom herken deur die vrug wat hy dra, jy gaan herken word deur die vrug wat jy dra aan die wêreld. Daar is 'n klomp keer wat God, hoekom gebruik God so veel die natuur? Ek wonder altyd hoekom gebruik God die waterstrome natuur, soos 'n wildspok? Hoekom gebruik hy al hierdie simboliese natuur skepping om vir ons te beskryf van sy liefde, sy genade, van wie ons is, wie hy is? Wel, ons kyk heeltyd vas in die natuur. Maar ons heeltyd hinder van God en wat hy vir ons doen. Ons is in wat se seisoen is ons nou? Ons in winter. Wat sê die seisoen buitekant vir ons? Wat sê die bome, die plante? Wat sê dit vir ons? Ons in somer. Okay. Ons is in winter. Ja, jy's reg. Ons is in winter. En as jy nie geweet nie, ek het vir jou nuusberig vandag, dit is winter. Dit is koud. En ons weet dit is koud. So, baie keer in die seisoene van die wêreld is daar wat is die seisoene daar? Is lente, somer, herfs en winter. 4 seisoene wat ons beleef in hierdie wêreld waar ons is. En so gaan ons ook baie keer seisoene beleef in ons geestelike lewe.
in ons persoonlike lewe van lente, somer, herfs en winter. Ons sien nie altyd baie uit vir die laaste een nie. Ons sien baie uit vir somer en miskien vir lente. Herfs nie so baie nie. Maar ons sien nie baie keer uit vir seisoene in ons lewens nie. Maar 'n seisoen het 'n doel en 'n seisoen is waar God ons laat groei, ons laat staande bly en waar ons vrug kan dra vir sy eer. Ek lees gister en dit was eintlik so mooi gewees op Facebook, is daar so 'n persoon wat so prentjies maak en hy sit gister hierdie prentjie uit van Toby Mac, as jy hom nie ken jy, hy sing ook liedjies, maar hy sê Speak Life is sy Facebookblad en hy sê gister van every season serves a purpose. Elke seisoen het 'n doel. Elke seisoen in jou lewe het 'n doel. Daar's 'n doel hoekom dit nou winter is. Daar's 'n doel hoekom dit later gaan begin lente raak. Ek gaan pluk gou hierdie takkie hier so buitekant hier op die akkerboom. En ek gedink ek gaan nou droog wees, daar gaan niks weer op hom wees nie, maar ek weet nie of julle kan sien nie, maar hier is so klein buds, in die Engels stukke gebruik. Wat is in Afrikaans? Bot. Sien jy, hy begin al. Hoekom? Want die seisoen het begin draai. En dis hoekom hierso nou nuwe lewe kan begin uitkom. Dit is vir ons 'n getuienis van wat God besig is om te doen, buitekant, maar ook in ons lewens. So ons gaan oor die 4 seisoene praat in hierdie paar weke, maar vandag gaan ons praat van lente. Ons gaan nou in lente ingaan, en wat lente beteken van nuwe lewe, 'n nuwe begin en nuwe hoop. Amen. Is jy reg vir nuwe lewe? Is jy reg vir nuwe hoop? Is jy reg vir 'n nuwe begin? Amen. Amen. So die gevoel van lente, kom ons praat gou 'n bietjie net. Dink gou aan die eerste dag van lente. Dink net, mag jy oor toe, mag jy almal julle oor toe asseblief. Mag jy oor toe. Dink net aan die eerste dag van lente. Dis warm. Dis ewe skielik 'n warm dag. Jy hoor ewe skielik die bye bzz oor ons. En jy hoor die voeltjies tweet. Jy sien nuwe lewe wat opkom. As jy in die bome kyk, is daar ewe skielik 'n so klein bietjie groen wat daar opkom. Jy ruik die bloeisels en ewe skielik is daar hooikoors. So is goed en sleg in die lente tyd. Maar wat lente is 'n nuwe begin, nuwe lewe, ietsie nuuts wat uitkom. En dis baie keer wat ons wil hê, is ietsie nuuts. Lente bring vir ons, dit herstel wat weggevat was deur die winter. Dit bring vir ons nuwe hoop en 'n nuwe begin. En vir jou lewe is presies dieselfde. In die lente tyd is daar nuwe hoop, daar ietsie nuuts wat begin in jou lewe. En wat nog? Nuwe lewe. Dis nuwe lewe. En weet jy wat doen hy dan? Hy bring ook nader in hom. God bring ons nader in seisoene. Lente is baie keer wanneer ons nou sukkel met hooikoors en dis mooi goeie wat rondom ons is, maar ons begin op hom te vertrou van daar gaan hoop kom. Amen. So ons gaan na 3 punte kyk in hierdie lente tyd, in hierdie lente preek van vandag. Gaan ons na 3 punte kyk. En die eerste punt is ons gaan kyk van lente begin onder die oppervlak. Lente begin voor ons enigiets begin sien, voor ons enige goedjies sien. Voor ons enige blommetjies sien, voor ons enige blaars sien, waar gebeur alles in die wortels onder. Die boom het 'n manier om te weet dat daar so is besig om 'n draai te kom in die seisoen en hy sê, ek moet nou vir my wortels sê, gee vir my voeding laat ek begin nuwe blaartjies maak, laat ek begin nuwe blommetjies maak, laat ek begin om iets nuuts te doen. En dis waar dit begin in die wortelstelsel. Die wortelstelsel voel ook die oppervlakte van die aarde, het voel die temperatuurverskil. Dit is so tegniese goedes wat ons kan sê, maar dis hoe wonderlik God die natuur gemaak het. En hoe wonderlik dit ons in ons lewens kan toegepas word. Amen. En ons kom weer terug na daai vers toe. Dit begin in die oppervlak. Hy is soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Psalm 1 vers 3. Dis een van die mooiste psalms.
Is want jy is soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Is jy 'n boom? OK, jy het mooi geluister. So voor jy die vrug sien, voor jy enigiets sien, groei die wortels. En die wortels kry al die voeding. Dit begin dit boontoe te vat en dit begin nuwe goedjies te maak. Ons sien nie altyd nie. In 'n geestelike groei, as jy wil geestelik groei, sien jy nie altyd 'n verskil in die buiteiterlik nie. Jy sien nie 'n verskil ewe skielik net gebeur nie. Daar gebeur ietsie in die stilte wanneer ons by God is. Dit is wanneer ons Bybel lees. Dis wanneer ons by hom soek in ons binnekamer. Dit is wanneer daar groei gebeur. Dit is wanneer God besig is om iets nuuts te doen. So jy iets nuuts in jou lewe, so jy nuwe hoop in jou lewe, kom by die plek waar God sê, kom wees stil saam met my. Kom in jou binnekamer in, kom in 'n plek waar jy stilte het en hoor wat ek vir jou wil sê. Met 'n paar mense hierdie week gepraat en daar's soveel confusion wat in die lewe gebeur. Daar's soveel goed wat ons de mekaar maak as na video's luister en ons luister na ander preke, luister wat in die wêreld gebeur, wat mense sê, profeteer en doen, en word ons so de mekaar, dan verloor ons die plek waar God ons wil hê. En hy sê vir ons, kom terug by die nuwe begin. Ek wil vir jou iets nuuts wys. Ek wil vir iets nuuts wys. Kyk hierdie boom is besig om iets nuuts te doen. Maar dit gebeur eers by die wortelstelsel. Kom terug by die stilte plek waar God jou wil hê. God is besig om in daai stilte te werk. As ons kyk in Lukas 8 vers 15 praat van die saaier. Ons gaan nie die hele saaier lees nie, maar jy verstaan, dis saad wat gegooi word. En as jy by God sit en by hom wandel en hom by hom wil wees, is jy soos goeie saad wat in grond val wat vrug gaan bring. Die deel but the seed on good soil stands for those with a noble and good heart, whose who hears the word, retains it, and by perseverance produces a crop. So wat sê dit vir ons? Jy moet by God se woord uitkom. Jy moet by God uitkom om vrug te dra. As jy iets nuuts soek in jou lewe en jy weet nie waar jy is nie, begin in die stilte plek waar jy in God is. Ons kan hier so lekker ons hande opsteek, ons kan God prys alles. Maar wat doen jy in die stilte voor enigiemand opstaan? Wat is jy besig om te doen? Luister jy na God? Is jy besig om hom te soek? En ek wil vir jou sê, nie mismoedig raak nie. Nie mismoedig raak as jy niks sien nie. Want baie keer, ons moet God vertrou in die diepte van ons lewens. Want baie keer sien ons nie verandering nie, ons beleef nie verandering nie. Maar God vra vir ons, vertrou my. Hy het nooit vir ons gevra as ons verstaan nie. Hy het nooit vir ons gevra, weet wat volgende gebeur nie. Nee, hy het gesê, vertrou my. Amen? Amen. So vertrou jy vir God vandag. Ek hoop so. En ek glo in my hart dat jy 'n stilte tyd het. Dat jy God soek in daai tyd. En hy gaan vir julle nuwe lewe begin bring. Punt nommer 2 wat ons nou gaan kyk is lente begin 'n nuwe identiteit. Bring 'n nuwe identiteit. Wie van julle het mooi bome in julle tuine? Almal het mooi bome in hulle tuine, né? Baie van ons het nie lyk dit vir my. Julle het julle varings. OK. Jacques is gewoon 'n prentjie of. Hier is 'n boom daar van my tuin. Nou hierdie boom, hy is so mooi. Net ewe skielik. Ek dink hierdie was soos net voor September. Toe begin hy te bot, toe begin daar blommetjies wit. Toe. Ewe skielik. En dit lyk so mooi. Ek het in 2 jaar dat ek elke jaar so 'n foto geneem. En hoe dit lyk is van hy het op die regte tyd het hy geweet, ek moet nou blom. En wat is daai, dit was nou 'n droë boom gewees wat niks op gehad het nie. En ewe skielik voel hy aan, die tyd is reg, ek moet blom. Toe blom hy, en wat gebeur? Hy's 'n mooi boom nou. Hy's nie meer 'n lelike boom nie, hy's 'n mooi boom nou. Identiteit verander. Dit verander. As jy na 'n ander boom kyk, en hierdie boom hy maak so pink blommetjies. En dit is so mooi. Want dan kom die bytjies, en alles, en die blommetjies val op die vloer,
En dan soveel gemors staan. Dis so mooi. Dis so mooi. Daar's bye oral. Hulle steek my seentjie. Dis so mooi boom. Maar dis in Desember geneem, soos baie verder van September af. Elke boom het 'n seisoen wat hy begin blommetjies gee en wanneer hy begin vrug dra en wanneer hy begin sy blaartjies vorm. Jy weet vrugte, ons het baie vrugteboere hierso in die streek, kersiebome en daai goed. Hulle begin baie keer, hulle bloeisels begin voor ander bloeisels. En dan begin kersiebloeisels begin voor, ek dink voor perskebloeisels ewe skielik. Dit mix so. Dis 'n rookie daar opkom. Maar rookie is daar, vuurtjie. Maar kom ons lees dit gou vinnig. 2 Korintiërs 5 vers 17. Therefore if anyone is in Christ, that is grafted in. Kyk hoe mooi sê dit nou hierso. Grafted in. Wat beteken dit? Soos jy word geplant, jy word in 'n loot geplant. Joining to him by faith in him as Savior. He is a new creation, reborn and renewed by the Holy Spirit. The old thing, the previous moral and spiritual condition has passed away. Behold, a new thing has come because the spiritual awakening brings a new life. Dis so mooi gesê. Ek weet nie of jy geluister het nie. Maar ek hoor 'n amen daarso. Amen. So jy is 'n nuwe skepsel vir die wat in Christus Jesus is. Amen. So as jy in Jesus Christus is jou identiteit besig om te verander. O, ekskuus, ek het net geskree. Jy is besig om te verander. As jy in Christus Jesus is jy besig om te verander. Jy is 'n nuwe skepsel. Lente verander nie net die omgewing nie, maar dit verander die boom. Dit verander vir jou. Partykeer gebeur daar goed in ons omgewing, partykeer gebeur daar goed in jou lewe, omstandighede. Maar jy word geaffekteer deur wat God vir jou sê. En as hy vir jou sê, dis tyd vir 'n nuwe blommetjies om te kom, nuwe blaartjies om te kom, 'n lente seisoen in jou lewe, in jou geestelike lewe, dis tyd. Ongeag wat die mense nou vir jou sê, dis tyd. Wat God vir jou sê, wat is die nuwe tyd wat jy moet doen. So jy in Christus Jesus is jy 'n nuwe skepsel, jy het 'n nuwe begin. En ek sê hierdie mooi vir jou, en dit gaan jou verlede bepaal nie jou toekoms nie. Jou verlede bepaal nie jou toekoms nie. Hierdie is blare van die akkerboom. Ons kan nie altyd vashou aan die verlede nie. Dan ons sien die blare. Wat gebeur as ek nou aan hierdie nou soos begin druk? Hy gaan begin verkrummel. So ek probeer vashou. Ek wil vashou. As nou 'n nuwe blaartjie is, dink jy hy sal dit kan weerstaan? Hy sal 'n bietjie meer kan weerstaan as hierdie. Maar hierdie verbrokkel, hy het 'n bietjie gom op wat hom baie bymekaar hou. So 'n bolletjie. Jy kan nie verwag om iets nuuts te kry as jy heeltyd vashou in die ou nie. Jy kan nie altyd verwag God moet iets nuuts doen in jou lewe en jy hou heeltyd vas in jou verlede nie. Jou verlede bepaal nie waartoe jy gaan nie. So los jou verlede en laat God iets nuuts in jou lewe begin doen. Amen. Hier's baie van ons wat ons verlede vashou. Almal gedink gaan 'n sweep wees en iemand pak slag jy. Hy is lekker, soos wie gaan nie so staan vir 'n vrou. Hierdie verlede is baie keer wat ons baie van ons Christene vashou. Die verlede om nie te los wat God besig is om te doen nie. Wat met ons gebeur het, die omstandighede, miskien is dit in jou kinderdae gewees en jy hou heeltyd vas aan dit. Ek wil vir jou sê, as God wil vandag vir jou iets niets doen, maar hy verwag jou om dit te los. Hy verwag jou om jou verlede agter jou te sit en gaan vorentoe. Jy kan nie dit vashou nie. Jy kan nie. Want sodra jy 'n boom moet sy blare verloor, dat nuwe blare kom. Hy kan nie ons sy blare vashou nie. Hy kan nie sy vrug vashou nie. As hierdie akkerboom hier agter heel sy akkers hou, gaan hy nie nuwe akkers maak nie. Amen. So los jou verlede. Dit bepaal nie jou toekoms nie.
God bepaal jou toekoms. Hy is die een wat in jou seisoen is. Hy is die een wat in jou lewe is. Hy is die een wat sê wat vorentoe gaan gebeur. Niemand anders nie. Maar jy moet die gehoorsaamheid om te vertrou en glo. So 'n voorbeeld kan net gebruik van Petrus. Petrus gedink hy het gediskwalifiseerd gewees toe hy vir Jesus gesê het, ek ken hom nie. Hy het hom 3 keer verraai voor die kruisiging, het hy gesê, ek ken nie vir Jesus nie, ek ken nie vir Jesus nie. En toe wat het hy gedoen? Hy was nie by Jesus se kruisiging nie. Maar hy was nie by Jesus se graf gewees nie. Waar was hy gewees? Hy het homself gediskwalifiseer van wat hy gedoen het. En baie keer in ons lewens, ons diskwalifiseer onsself, maar Jesus gaan nie my lief hê nie. Jesus gaan nie vir my hou nie. Jesus gaan nie my kan vergewe nie. Ek het eintlik 'n baie groot geheim vir jou. Jesus kan. Hy kan jou vergewe. Iemand vra nou die dag, hoe kan ons net sê, Jesus vergewe my en hy laat alles weggaan van my verlede? Wel, dis wat hy doen, dis so maklik. Ons maak dit so ingewikkeld partykeer. As ons vra vir Jesus, my lewe, ek gee dit weer aan U. Ek het 'n nuwe skepsel. Wat is dan? Die ou is verby. En die nuwe het gekom. Jesus sien nie meer jou verlede nie. Hy sien nie meer jou sonde nie. So kom ons los dit agter ons. Hy is besig om iets nuuts te doen in jou lewe vandag. Daar's 'n Hebreëse woord wat so mooi uitgestaan het in hierdie tyd, is van tesemak. Ek sê hom baie seker verkeerd. Maar tesemak is die woord. Dit beteken spruit, 'n nuwe groei, ietsie nuuts wat kom. En weet jy wat wys dit na? Na Jesus. Dit wys na Jesus toe. Want dit wys vir ons dat daar so 'n loot sal kom, 'n tak sal kom. So net gou lees vir julle hierdie woord is 'n Messias figuur. A descendant of David and anointed one with a new beginning, a new growth and new hope. En waar ons lees in Jeremia 23 vers 5 sê, I will rise to David a branch, a testament of righteousness, a king who will reign wisely and do what is just and right in the land. The branch, weer eens. God gebruik, wat gebruik hy? Hy gebruik natuur, om ons te wys. So wat is Jesus besig om te doen? Hy is 'n nuwe bot wat uitkom. Hy is 'n nuwe begin wat uitkom. En in jou lewe vandag, sê God dit vir jou, hy is 'n nuwe begin in jou lewe. Hy is besig om iets nuuts in jou hart te doen, iets nuuts in jou lewe te doen. So los jou verlede agter jou en gaan saam met Jesus vorentoe. As punt nommer 3 is lente vra, gehoorsaamheid en verwagting. As ek nie gehoorsaam is om my verlede te los nie, as ek dit nie los nie, wat gaan gebeur? Dan gaan die groei plaasvind nie. Daar kan nie groei plaasvind nie. Want ek hou heeltyd vas in dit. Nie in die verlede vashou nie. Gaan vorentoe, los wat agter jou is en gaan vorentoe. God is besig om iets nuuts in jou lewe te doen. Om 'n nuwe ding te ontvang, moet jy bereid wees om dinge te los. Amen. Jy moet bereid wees om goeders te los. Of wat te los? Wat is hierdie goeders die is? Wat praat jy van? Wel, sonde is 'n groot deel. En jy weet wat sonde is, want die Heilige Gees is daar om jou te sê dis sonde, dis verkeerd te doen. Jou verlede, jou onvergifnis. Baie keer is dit net van om ons verlede te los en sê ek diskwalifiseer myself. Los dit. God het jou 'n nuwe skepsel gemaak. God is nie 'n God wat sal lieg nie, 'n man dat hy sal lieg nie. Hy kan nie vir ons lieg nie. En hy sê vir ons, hy is met ons, hy het ons skoon gewas. Nie dat die vyand jou terug herinner aan wat gebeur het nie. God gaan iets nuuts in jou doen. Jy kan nie 'n lente ontvang sonder 'n winter nie. Daar kan nie 'n lente kom as winter nie gekom het nie. Hoekom? Ons sal later 'n bietjie hoor hoekom is winter so belangrik in 'n seisoen.
Maar vandag gaan ons praat oor lente. En God wil iets niets in jou hart doen. Hy wil iets niets in jou lewe doen. My boetie en sussie. As jy wil net dit verhoor vandag, is God is besig om iets niets te doen. Al voel jy dit nie partykeer so nie, al voel dit of alles verkeerd tot dit loop. Behold, I'm doing a new thing, declares the Lord. Amen. Amen. As hy weet dit. Dankie Jana. So altyd passievol wat jy so sê hier so. Dis so langs jy kan. So in Jesaja. Do not remember the former things. Ai, wat sê dit nou vir ons? Or ponder on the things of past. Dink nie aan die vorige dinge nie en slaan geen ag op die vroeër gebeure wat gebeur het nie. Kyk, ek gaan iets niets maak, niets doen. Kan jy dit sien? Nou sal jy dit sien uitspring. Wat gaan jy sien? Wat gaan jy sien uitspring? Ietsie niets. Lente beteken ons ietsie niets gaan kom. My boetie en sussie, as jy geplant is by waterstrome, as jou wortels klaar besig om my voeding te ontvang. So iets niets is besig om te gebeur. Amen? I'm about to do a new thing. Now it will spring forth. Will you not be aware of it? I will even put a road in the wilderness and rivers in the desert. As jy voel jy is in 'n woestyn of jy is in 'n wildernis, God is besig om iets nuuts te doen. Amen. Amen. Yes, julle is so koud. Dis koud. Julle moet al warm amen praat. Amen. Amen. Sê. So wat moet jy laat gaan om in plek te kom van 'n nuwe werk in God se lewe? Wat moet jy doen? Wat moet jy doen? Wat moet jy los? Wat is jou taak in hierdie week? Wat moet jy agter jou sit sodat God iets nuuts kan doen? Wat moet jy agter jou sit? Die verlede, die ou, die wat gebeur het. Nie jouself heeltyd herinner van wat gebeur het nie, maar fokus op wat gaan kom. Amen. Amen. En ons lees ook wat Jesus vir ons gesê het in Johannes 12. En dit sê vir ons, I assure you and most solemnly say to you. Wie mooi sê dit vir ons in Afrikaans? Voorwaar, voorwaar. Voorwaar, voorwaar. Ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Die Amplified sê dit so en hy sê, it remains alone, just one grain, nevermore. As die koringkorreltjie nie sterf in die grond nie, gaan daar nie kan vrug opkom nie. En daai vrug sal nie 'n korreltjie wees nie, dit sal 'n oes wees. Amen. Wat beteken dit? Ongehoorsaam wees aan God se woord en nie my woord nie. Nie wat ek wil hê nie. Ons dink baie keer wat ek wil hê, wat gaan vir my baat? Ons dink verkeerd. Wat gaan God? Wat van God? Wat moet ons los sodat God ons kan gebruik? Amen. God is besig om 'n nuwe ding in jou lewe te doen. Nie heeltyd vashou aan die verlede nie, aan die droë blare, aan die droë takkies nie. Dis verby. God is besig met 'n nuwe ding in jou lewe. Amen. 'n Nuwe seisoen. Ek wil gou net vir julle, ons sal hierdie môre op die groep sit, maar ek wil vir julle hierdie 3 punte sit vir hierdie week. Dis 'n praktiese deel wat ek graag wil meer implementeer in hierdie gemeente in, dat ons kan sien en dit kan beoefen in ons harte. En dit is vir bid elke dag, Here, plant my waar U wil hê ek moet wees. Amen. Gaan jy dit bid hierdie week? Here, plant my waar U wil hê ek moet wees. Skryf neer, wat sien jy is God besig om iets niets te doen in jou lewe? Wat is hy besig om iets niets te doen? Wat is hy besig in jou lewe mee? En as jy nog niets sien nie, skryf neer. Hierdie is obedience wat nou gaan plaasvind hierso. Skryf neer vir wat God van jou, wat hy iets niets doen in jou lewe vandag. En dan ook in hierdie is vir laaste, memoriseer hierdie ene. Dis 'n baie maklike vers om te memoriseer, is van, see, I'm doing a new thing. Sien, ek's besig om 'n nuwe ding te doen.
Amen? Gaan julle hierdie doen? Ja. Ons gaan volgende week 'n bietjie vra oor dit. So hou vas aan wat God vir jou beloof het. Hy is by om iets nuuts te doen. Hierdie takkie gaan later begin klein, gaan 'n titseltjie groen begin uitkom. 'n Titseltjie. Klein, baie klein. Maar ewe skielik gaan 'n blaar uitkom. Ewe skielik. Jy gesien baie keer as jy nou ry en sê, kyk hoe, is so 'n bietjie groen in die takkies. Volgende dag, poef, net groen. Jy het gesien. Jy het gesien gebeur. Hoe het dit gebeur? Dadelik. Dit nou gebeur. In 'n oogwink. Wag. Is alles goed. God is besig om iets te doen. Nie mismoedig raak as jy nog net 'n droë takkie sien nie. Daar's lewe wat in hierdie takkie is. Lewe wat gaan uitkom en wat God vir jou wil hê. So ek wil hê jy moet jou oë toemaak in hierdie tyd. En ons gaan weer 'n paar vrae vra. En ek wil hê jy moet dit in jou hart antwoord, maar ek gaan vir julle ook bid. Wie vandag sê, Here, ek wil weer geplant wees. Ek wil weer geplant word. Wie van julle soek 'n vars groei, 'n vars visie, 'n vars vrug om te kom? Wie soek herstel? Wie van julle soek nuwe hoop? Wie van julle soek 'n nuwe geestelike seisoen? Wie van julle soek 'n innerlike vernuwing wat die Gees net kan gee? Of soek jy net weer dat jy jou lewe weer gee vir Jesus? Dat hy 'n nuwe seisoen kan maak in jou lewe. As dit jy is vandag, net jou hand opsteek. Een van daai goeters. Een van daai punte wat ek genoem het. Net een. Dit jy is vandag. Steek jou hand op en dan sak. Ek glo dis almal. So maak jy oop toe en som dit gou saam. Here, waar ons in hierdie seisoen is van lente, ons nou praat van lente. Here, waar ons wil, waar dit lente is onder die oppervlakte waar dit begin. Here, help ons van waar ons baie keer hierdie vrae in ons hart het en sê, Here, ek wil weer geplant wees. Here, maar mag dit begin waar ons U soek met alles in ons. Here, dat daar 'n nuwe identiteit begin in ons gevorm word, waar ons ou lewe neer lê en 'n nuwe lewe optel saam met U. Here, ons soek nuwe hoop, ons soek 'n nuwe begin, ons soek 'n nuwe geestelike seisoen. En ek wil bid dat die Here dit vir jou in jou hart sal wakker maak. Of dan miskien van julle wat net sê, ek wil net weer my lewe vir Christus gee. Ek wil 'n nuwe seisoen, ek wil 'n nuwe seisoen. Here, ek bid dat U vir hulle sal in hierdie week, dat hierdie 3 punte wat ons nou nog genoem het, van bid elke dag, skryf neer en memoriseer, dat hulle daai sal toepas in hulle lewens, Vader, en hulle sal die vrug sien van wat hulle besig is om te doen. Here, dankie dat U besig is in elke hart en elke lewe vandag om iets nuuts te doen. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is nog nie klaar nie. So sit plat asseblief. Ons gaan nou 'n nagmaal amper ingaan. En ons gaan nou weer 'n bietjie jullie gelees het, maar ons gaan nou die skrif lees. Ek wil hê jy moet net jou hart nou regmaak vir wat God wil doen. 'n Nuwe begin, 'n nuwe hoop wat iemand vir ons gegee het, is wie? Jesus. Op die kruis van Golgotha het hy op 'n boom gesterf. 'n Kruis. En wat het hy gedoen? Vir ons lewe gegee. Nuwe hoop. 'n Nuwe uitkyk op 'n toekoms wat hy vir ons beplan. So waar jy hierso is vandag, wil ek net hierdie lees in 1 Korintiërs 11. Paulus praat hierso en hy sê, I've received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night that he was betrayed,
he took the bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant." Sien jy ietsie nuuts? Ietsie nuuts. A new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Whenever you eat this bread or drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes again. Again, so net ingesit. Ons gaan 'n liedjie gou hierso net sing, luister, jy kan doen wat jy wil. Here, waar as jy so is, maak ons iets nuuts. Begin iets nuuts in ons, Here. Vader, waar daar iets nuuts is, daar 'n nuwe krag. Daar's 'n nuwe uitkyk na die lewe. 'n Nuwe begin van waar iets dood gegaan het. En Here, waar ons hier staan, dankie dat ons kan kyk in die natuur wat U besig is om te doen in die seisoen. So Vader, ek bid vir elke persoon hierso, wat miskien voel hulle is in die lenteseisoen nou. Vader, ek bid vir 'n nuwe begin in die harte van die mense. 'n Nuwe begin in die geestelike lewe, in hulle geestelike lewe, Vader. 'n Nuwe begin in hulle families, 'n nuwe begin in hierdie dorp, Vader. Vader, dankie dat ons hier kan staan en sê vir U dankie in Jesus naam. En die gemeente sê, Amen. Amen. Baie dankie.